Soveel meer, episode 10. Dit is sterk skemer toe Renata weer by die Palekampie op die Van Rynplaas terugkom. Dit het hier nie naaste by soveel gesous as die wolkbreek waardeur sy is op pad Ermelo toe nie. Inteendeel, die kans is goed dat dit glad nie hier gereën het nie. Terwyl sy wag vir die hek om voor haar oop te skuif, sien sy 'n netjiese ouer model bakkie langs een van die verste huisies staan. Kaalwaad Adam se bakkie, waarskynlik. Sy draai nie teenoorgestelde rigting en gaan trek die Sandero weer in sy hok. Sy vertrou nie die wilde diere wat hier mag rondhang nie, al hoor sy al hoe meer dat hier waarskynlik glad nie hyenas is nie. Hier mag dalk honde of jakkalse wees wat tande wil sny op haar rooi karretjie se wiele. Dit glo sy vas, want hier is groot stukke oop grond reg rondom hulle. Renata vat haar handsak en oorskiet kospakkie. Sy klim uit en maak die hok sorgvuldig agter haar toe. Daarna stap sy teen die trappe van haar palehuisie op om te gaan skryf aan haar oorige basie storie. En hoe meer sy skryf oor Basman, wat 'n jolly geleentheid raak sien, hoe meer besluit sy dat sy nog 'n skuilnaam mag nodig hê. 'n manlike skuilnaam, iets soos Basman. Daardie mannetjie waaroor selfs die ordentlikste man soms struikel en val, as die klein ouetjie skielik hier reg voor hom in opstand kom. Sy skryf uit Basman se oogpunt, ek. Aangename kennis, my naam is Basman en ek is getroud en ek het 'n baie mooi vrou. Toe vee sy dit uit. My naam is Basman Bolmerans en ek is ongetroud. Ek is nie die onooglikste ou van Brakfontein nie. Ek boer met bokke, beeste en boenders. Ek bedoel hoenders. En Basman hou van bene, borste en boude aan vroue. Die dat Jolly onmiddellik maak dat Basman se brein ophou funksioneer, toe sy met haar bestelboek daarin stap. As die ketel nie 'n verskriklike gefluit agter Renata opgesit het nie, het sy waarskynlik vergeet dat sy van plan was om vir haarself koffie te maak toe sy erin gestap het. Sy vlieg van haar klein lesenaartjie af op, waar sy dit voor haar venster geparkeer het en gaan skakel die ketel af. Sy maak haar koffie. Met die terugkom sien sy dat dit vinnig begin donker raak daar buite. En toe sien sy hoe mooie Adam van die swembad episode van vroeër, van iewers af terugkom, met 'n sak oor sy skouer en 'n kanon in sy een hand. Die kanon is 'n kamera met 'n lang lens. Sy staan half agter die gordyn en hou die man dop. Hy kyk nie links nie, hy kyk nie regs nie. Duidelik probeer hy om nie eens 'n oog in haar huisie se rigting te gooi nie. Weet waarskynlik dat oor sy lyf verdwaal het. Wat nou weer na hom staan en kyk, terwyl Renata voel hoe 'n ongevraagde warmte van haar lyf besit neem. Van wanneer af merk sy op dat 'n denim langbroek heel netjies aan 'n man se lyf kan sit, en reënstewels. Daar is iets baie sexy aan die manier waarop sy denim in die gumboots aan sy voete verdwyn. Hy dra 'n lang, waterdigte baadjie oor sy klere, asof hy verwag het dat die reën hom en sy kosbare kamera-toerusting iewers sou oorval. Op sy kop het hy een van daardie visvanghoede, wat mens soms sien wanneer die ouens forel in 'n rivier staan en vang. Daardie hoedjies wat die wind uit 'n man se nek moet wegkeer. Behalwe dat hy beweeg soos 'n man wat beslis nie gesien wil wees nie, lyk hy heeltemal tevrede met die kaarte wat die lewe op daardie oomblik na sy kant toe uitgedeel het. Miskien het daar 'n pragtige en 'n skaars padda of gogga voor sy kamera se lens ingeklouter, of wat hy ook al gehoop het om op film of digitaal vas te lê. Net daarna verdwyn Adam agter die huisies aan haar regterkant, en sy sien hom weer terwyl hy die verste huisie van hier af sy trappe bestyg. As hy nou op haar stoep uitstap, sal sy dalkies net skrams kan sien hoe hy sy voordeur oopsluit, wat sy beslis nie eens sal oorweeg om te doen nie. Al sou 'n tweede kyk na hom beslis inspirasie gewees het vir wanneer sy later aan haar Adam en Eva storie sal moet werk, onder die skuilnaam Tatika,
Maar nou is hy eers op die Basman storie met die seksie boutjies in sy netjiese kakie onderbroek en sy gaan skryf tot daar waar hy en sy Jolly Happy in die badkamers van Johnny se pannekoekpaleis in Brakfontein verdwyn en die mure daarvan resoneer. Renata gaan hierdie storie van haar klaarmaak en vir Chanel e-pos, al neem dit haar min of meer tot 12 uur vanaand of selfs daarna. Terug by huisie nommer 7 breek Hugo vir homself 'n paar stukkies droë wors in 'n blikbekertjie en stap na donker met dit en 'n bier in sy ander hand op die donker stoep uit. Dit is skool buite. In Chrissies Meer beleef mens soms 7 seisoene in een dag, maar Hugo gee glad nie om nie. Hy het groot geword met die moontlikheid dat jy een oomblik kan sweet en net daarna kan bibber, selfs hier in Maart. Buite sweef die donker wolke verby 'n sekelmaan. So lyk die palet waarop 'n skrywer 'n spookstorie kan skilder, of 'n thriller. Mooi man, besluit Hugo en gaan sit op een van sy stoepstoele. Op die soem van die water trippel 'n jakkelspaartjie verby en gaan staan 'n oomblik om skril en hard te skree. Daarnaby vlieg 'n naguiltjie op en die watervoëls skarrel dieper tussen die riete in met water geklots. Ver op die horison is daar 'n sagte gloed, 'n huis se ligte dalk. Dit is daar, het pa altyd gesê. Dit is naby daardie huis waar die afkopkakie gewoonlik op sy perd verby jaag. Dikwels het hulle 3 van Reintjies staan skelm in die aande, daar op die ou huis waar Cecile en Julia nou bly, se dak gaan sit en uitgekyk oor die meer, daai kant toe. Of daar waar die son ondergaan, of 12 in die nag, skelm op die dak, om te sien of hulle een of ander tyd die afkopkakie met sy perd kan sien verbyjaag. Maar hier waar Hugo nou op die stoep in die donker sit, dink hy met nostalgie terug aan hulle kinderjare, die vakansies en naweke wat hulle hier deurgebring het. Sy kinderjare was eintlik baie goed. Eintlik behoort hy ook nie te kla oor sy volwasse lewe tot nou toe nie, behalwe sy egskeiding. Ten minste het hy en Karel en Cecile werksekerheid gehad, geweet waar hulle sou instap na skool. En hy het eintlik heel wat meer gekry as dit waarop hy in daai stadium staat gemaak het. Sy eie 2 manuskripte wat deur 'n oorseese uitgewersmaatskappy aanvaar is, uitgegee en versprei word, gedruk en dit is nou aanlyn. Miskien moet hy tog maar gaan sit en dink aan nog 'n boek. Intussen sal hy werk maak van die misdaad en spookboeke wat hy op Chanel se app voorgestel het en nou wil sit. Maar vereers wil hy net sit en aan niks dink nie. Die feit dat hy in die donker sit, pla hom glad nie. Hy sal eers weer sy stoepligte begin gebruik, nadat die mense met die rooi Sandero in huis nommer 1 pad gevat het. Om van die swembad te gebruik, dink hy nie eens nie. Daar sal sy voete nie weer beland so lank as wat die gaste daar rondhang nie. Die blote gedagte aan wat hulle dalk vandag gesien het, laat hom vrek van skaamte. Hy sal beslis meer oplettend moet wees in die toekoms hier in sy kampie. En hy gaan definitief eers weer ontspan wanneer hierdie gaste weg is. Hopelik teen die volgende naweek. Maar helaas, dit gaan blykbaar nie gebeur nie. So lig Amdras, Cecile se voorman, hom die volgende oggend is. In Amdras en sy vrou Josie kom kyk of hulle iets moet skoonmaak of opruim hier in die kamp. Hulle doen dit so 1 maal per week om hier 'n oog te kom gooi. En hulle is bly om hom te sien. Hulle groet, "Môre meneer Mogutu." Ja, hy is meneer Mogutu, want om een of ander rede sukkel hulle met Hugo. Cecile is Mrs. Sess, en dan is daar meneer Kargal en Miss Shaan. Nou vertel Amdra vir meneer Mogutu, dat die rooi kar in die hok aan 'n vrou behoort. Daar was eers 3 van hulle. Hulle het Vrydag aangekom, maar daai een vrou, hy het nou alleen daar agter gebly. Die vroumense is soos Mrs. Sess en Julia. Hulle like net mekaar.
Hulle het saam met Bartholomeus man Bokman gehelp dinge opdra by die huis in. Nie baie goeders nie, want nie al 3 het gebly nie, net die een het hier agtergebly. Missie 6 het gesê die vrou gaan bietjie hier in die kampie bly. Sy het bad love gehad en nou is sy baie arm. Haar naam is Arm Mamata, so sy gaan bly tot sy beter is. Arm Mamata, proe Hugo aan die naam. Hy weet dit is waarskynlik iets heeltemal anders, maar vereers sal hy Arm Mamata onthou om aan 'n vreemde persoon wat hy nog nie eens met 'n oog gesien het nie, 'n soort identiteit te gee. Het jy wasgoed? Vra Josie pligsgetrou. Sy lyk nie baie lus om op hierdie klam Dinsdagoggend te gaan wasgoed was nie. Nee, nog nie. Dan gaan ons maar weer terugstap. Hulle draai om. Wag, ek kry my bakkie sleutels, dan vat ek julle huis toe. Ek wil sommer vrou Bartholomeus ook gaan groet. By die plaasluis kry Hugo vir Bartholomeus tussen die bokke. Die man is besig met sy seelse kalenderwerk. Die bokke slaap in die aand in die kraal onder dak in hulle eie huisie. Die deure word toegemaak. Daar is slaapkamers en maas en kleintjies slaap in een slaapkamer. Paartjies het hulle eie wittebroodkampies en suites. En nou sit Bartholomeus en kyk hoe een so paartjie werk aan die voortbestaan van Cecile van Rijn se kudde. Swartkool en marijnaatjie. Al die bokke het nabe, hulle is pedigree no less. Swartkool het eers die kool misgesket. Hy moes hom help, vertel Bartholomeus trots. Mooi man. Hugo staan 'n paar oomblikke daar rond en toe groet hy weer en stap terug na sy bakkie toe. Terug by die huis maak hy sy laptop by die tafel op sy stoep oop en gaan sit met sy rug na huis nommer 1 toe. Dit is Dinsdag 11:00, tyd om 'n slag te kyk hoeveel nasienwerk hy van Chanel en die kantoor af ontvang het. Langsom lê sy kamera met 'n lekker lang lens op. Van die nagenoeg 60 watervoëlspesies hier by Chrissies Meer het hy oor die jare al ongeveer 40 op film verewig. En hoeveel keer het hy nie by hierdie einste tafel gesit en werk, en dan spring daar onverwags iets nice voor sy kamera in nie. Hy wil gereed wees. Van sekere spesies, soos die Mahem kraanvoël, kon hy toch tot nog toe nooit genoeg foto's geneem het nie. Dit is sy gunsteling tema, onderwerp, wat ook al 'n mens dit noem. Elke dan en wan lig hy nou sy kamera op. Hy fokus en dan bestudeer hy die meer en die omtrek. Typies Vleiland steek daar in die winter oral graskolle en riete uit. Maar nie nou nie, dit het mos gereën, die meer is baie vol. Op daai eilande sou dit seker die ideale plek vir watervoëls wees om nes te maak, maar nou korrel hy na die water se kante toe. Op die oomblik is daar net water, so ver as wat die oog kan sien. Hy korrel met sy elementige lens na die oewer aan hierdie kant van die water. Wat hy deur sy kamera se oog kan sien, is amper net so goed soos om met 'n teleskoop na 'n helder sterrenag hier by Chrissies Meer te kyk. Hugo wil net die kamera neersit, toe beweging 'n hele end van hier af sy aandag trek. Hy draai die kamera weer in daai rigting en sien dat dit 'n vrou is. Die dame is geklee in 'n denim en waterskoene en sy slenter aan die soem van die meer. Ontspanne. Deur die lens kan Hugo sien dat die vrou nogal aantreklik is. Mooi, maar nie beeldskoon nie. Die wind waai haar skouerlengte blonde hare soms oor haar gesig en daarna weg. Sy gaan staan en lig die verkyker wat om haar nek hang, om na iets op die horison aan die ander kant van die meer te kyk. Daar is iets besonder sensueel aan die manier waarop die wind haar loshang bloesie pluk en het speels rondom die wulpse kontoure van haar lyfie vou. Hugo weet hy is nie veronderstel om dit te doen nie, maar sy vinger neem ongevraagd beheer van die kamera en hy neem 'n rits foto's van die vreemdeling. Is hy nou 'n voyeur, 'n sleutelgat loerder, 'n skelm joernalis wat 'n belangrike persoon agtervolg?
Dit is darm nie asof hy die foto's aan die koerante of ponytydskrifte gaan verkoop nie. Wel, hy weet nog nie. Hy weet net dat hy sekerlik een of ander wet oortree deur iemand skelm af te neem. Waarskynlik is dit iets soos skending van 'n persoon se privaatheid. Hy sal die foto's beslis een of ander tyd van sy kamera moet afhaal. Woorde kan in elk geval nie beskryf wat die atmosfeer van die toneeltjie van die vrou daar langs die meer is nie. Daarom moet hy dit eenvoudig digitaal vaslê. Dalk bevat dit die soort atmosfeer wat sal maak dat hy eendag weer sal begin skryf. Sy uitgewer het eendag vir hom gesê, gaan gerus vir 'n rukkie, maar dan begin jy weer skryf. Skryf vir iemand wat eenmaal sukses behaal het, raak soos 'n soort verslawing. Dit kry 'n houvas op die outeur. Jou gedagtes is skielik nie meer jou eie nie. Jou denke draai om die stories wat vertel moet word. En al het jy nog geen idee waarheen dit eendag sal gaan nie. Jy gaan begin skryf wanneer iets jou inspireer. Wanneer die vrou uiteindelik haar verkyker laat sak en weer begin aanstap, sit Hugo sy kamera haastig eenkant neer. Sy moet glad nie die idee kry dat hy van haar teenwoordigheid bewus is nie. Nog minder mag sy weet dat iets omtrent haar skielik sy belangstelling geprikkel het nie. Hugo konsentreer op die werk voor hom. Hy maak asof hy glad nie sien hoe die vroue end daarvandaan vassteek en opkyk in sy rigting nie. Sy kyk skielik verwilderd rond en verdwyn tussen die bome. Draai seker nou om en stap na waar sy vandaan kom. Waarskynlik een van die lodges hier op die oewer van die meer. Eers toe Hugo die trappe by huisie nommer 1 hoor kraak en omdraai om te kyk wat dit is, besef hy dat dit sy kampindringer was, wie se beeltenis hy sopas op sy kamera vasgevang het. Een van Cecile en Julia se maters, wat volgens Andras en Josie op die oomblik sukkel om oor 'n liefdesleerstelling of iets te kom. Iemand van hulle eie span. Arre Matatata of so iets. Hemel, ons dink ons sukkel met die name van ander nasies. Ons sin sit vir hulle ook oor aan, besluit Hugo en maak die storie oop wat Chanel vir hom gestuur het. Basman en Jolly se vrolike maandagmiddag, geskryf deur ene Basman homself, word vervolg.